Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Roland, daar is natuurlik baie goed om oor te gesels. As ons weer 'n bietjie internasionale politieke of geopolitiese markte gaan kyk, wat is nou die goed wat vir jou uitstaan? Goeiemôre Johnny, ja dankie, is lekker om weer te gesels. Ek dink as ons gaan kyk internasionaal, dan moet 'n mens begin by die Midde-Ooste. Ons is nou in die tweede week van die skietstilstand tussen Iran en Amerika en Israel. En daar's klompie ontwikkelinge rondom dit wat ek dink tog belangrik is. Dit lyk of dit stil is, maar daar's eintlik nog baie besig om te gebeur in daai konteks. Miskien net die belangrikste gebeure. Die skietstilstand is in plek. Dit is nog nie oortree deur die VSA of deur Iran nie. Die onderliggende kwessie hier is natuurlik Israel se voortgesette aanvalle in Libanon en die intensiteit van daai aanvalle wat oor tyd baie toegeneem het. Maar belangrik, daar was hierdie week samesprekings tussen die regerings van Israel en Libanon in Washington. En die uiteinde daarvan is nie dat dit afgespring het nie, is dat daar verdere gesprek gevoer sal word. Miskien net 'n opmerking wat daai baie moeilik maak is natuurlik dat dit gaan oor Hezbollah wat in die suide van Libanon teen Israel optree en Israel se verweer is om hulle eie veiligheid te beskerm, moet hulle nou vir eens en vir altyd, soos in Gaza met die optrede, moet hulle Hezbollah nou hier dood eenvoudig al in hulle terme uitwis om te probeer kyk om vrede te bewerkstellig. Nou hoe dit gaan gebeur is moeilik. Mens moet hier sê dat die Libanese regering en die Libanese bevolking kry baie swaar en die probleem hier is dat die Libanese regering het eenvoudig nie die vermoë om sy eie gebied te beskerm en Hezbollah te beheer nie. Nou vorige vredesooreenkomste het gelei tot ooreenkomste wat sê Hezbollah moet ontwapen word, moet noord van die Litani rivier bly om aanvalle op Israel te beperk en dit sou dan keer dat Israel reageer en Libanese grondgebied skend. Nie een van daai ooreenkomste het gehou nie en die groot uitdaging nog elke keer was dat die Hezbollah is nie ontwapen nie. En wat dit belangrik maak, ons moet onthou dat Hezbollah is 'n proksiemag van Iran of word gebruik as 'n proksiemag deur Iran, alhoewel hulle baie sterk Libanese basis het en 'n deel is van die Libanese regering met 2 kabinetsposte. So die Libanese regering in 'n baie moeilike posisie, wil baie graag sy eie grondgebied beveilig en beheer, maar het eenvoudig nie die vermoë om dit te doen nie. Nou, mens sal moet sien waarheen hierdie proses gaan. As ons terugskuif na die Iran-VSA dimensie, daar's aanduidings dat die onderhandelinge voortgaan, daar's definitief agter die skerms kontak. En dan weet ons die primêre bemiddelaar in Pakistan, die eerste minister van Pakistan wat vandag en môre in die Midde-Ooste is, wat besoeke bring aan die golfstate, dit is Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, ook samesprekings gaan voer met Turkye en 'n mens aanvaar dat daar ook met Egipte nog steeds kontak is. So daar is 'n proses aan die gang. President Trump het hierdie week gesê dat die onderhandelinge binne 2 dae kan hervat. Iran het gesê hulle is nie bewus daarvan nie, maar hulle het ook nie gesê hulle gaan nie aangaan daarmee nie. So die aanduidings is dat daar nog steeds pogings is om die oorlog te beëindig, om een of ander ooreenkoms te bereik. Visiepresident van die VSA waans wat sê daar moet wat hy noem 'n grand agreement kom. So daar moet 'n groot ooreenkoms wees. Hulle wil nie net op 1 of 2 aspekte fokus nie. Nou dit wat ons weet van die ooreenkoms is dat die VSA het wegbeweeg van geen kernwapens ooit nie na 'n 20 jaar beperking. Die Iranese is blykbaar bereid om 'n 5 jaar beperking te aanvaar of dit was hulle teenvoorstel. Nou as 'n mens hierna kyk, is die aanduiding dat daar een of ander vorm van 'n ooreenkoms beding kan word, sou beide die partye leer toeskietlik wees. Die ander belangrike aspek is natuurlik die groot kwessie wat meeste mense in die wêreld direk raak, is handel en olie en gas vervoer deur die straat van Hormuz. Iran wat nog steeds die beperking in plek het, dat net skepe met Iranese goedkeuring wat Iran goedgesind is, kan deur die straat gaan. VSA se teenreaksie was alles of niks. So hulle het 'n vlootblokkade ingestel
en hulle pas dit toe. Nou hoe effektief dit is moeilik om te sê. Daar's allerlei maniere wat maatskappye probeer om hierdie te omseil. Maar op die stadium is die aanduiding dat daar bitter min indien enige skeepsverkeer deur die straat van Hormuz beweeg of uitgaan uit die golfgebied. Dat die VSA se doel is geen Iranese handel van geen aard, skepe verlaat nie hawens nie en gaan nie uitgaan om handel te dryf of vrag af te lewer enige plek in die wêreld nie. Dit gaan natuurlik baie druk op Iran plaas op ekonomiese vlak, wat reeds onder baie groot druk is, maar die bietjie inkomste wat hulle kon kry word effektief dan nou afgesny. Dit is indien die blokkade effektief suksesvol is. Nou, dit hoef nie 100% effektief te wees nie, maar dit kan definitief baie groot druk op Iran plaas en waarskynlik maak dat die onderhandelinge bietjie momentum kan kry, bietjie dringendheid kan kry om te sê ons kan nie net aangaan nie. 'n Interessante berig wat daar is om te sê dat daar al reeds in beginsel tussen die VSA en Iran ooreengestem om die skietstilstand te verleng, sou dit tot 'n einde kom voor hulle ooreenkoms het. So die verwagting en die aanduidings is dat die oorlog nie onmiddellik gaan hervat nie. Dit is natuurlik nog steeds 'n moontlikheid, daar's nie 'n beëindiging van vyandighede nie. Enige van die twee partye kan enige tyd 'n aanval loods en dit gaan die hele proses aan die gang sit. Die VSA, weet ons, soos Iran, is besig om hulle magte te herorganiseer, om voorrade aan te vul. Daar's berigte van allerlei bewegings van wapentuig, veral aan die kant van die VSA waar dit meer sigbaar is. Maar daar's ook beweringe dat China byvoorbeeld besig is om wapentuig aan Iran te verskaf, missiele, teenlugverdediging en die tipe van goed. So dit is heel moontlik dat die onderbou vir 'n oorlog nie net in stand gehou word nie, maar voorberei word. Die vraag is tot watter mate gaan dit aanduiding gee tot 'n hervatting van gevegte. En dit lyk asof dit nie die eerste prioriteit is nie. So interessante gebeure wat in die Midde-Ooste besig is om plaas te vind. Roland, hoe pas Rusland dan nou by hierdie in? En ek het self gehoor, Rusland is ook, verskaf dan ook aan Iran wapens, wat jy nou genoem het van China verskaf nou moontlik. Maar hoe pas die hele Rusland-Oekraïne tipe konflik in hierdie storie in? Goed, ek dink nie 'n mens kan die twee van mekaar heeltemal losmaak nie, alhoewel dit twee heeltemal verskillende konflikte is. En waar dit by mekaar kom, is die historiese bondgenootskap tussen Rusland en Iran, maar ook die bondgenootskap tussen Iran en China. En die drie het dan 'n mate van 'n samewerking en ondersteuning van mekaar. Nou tot dusver is aanvaar dat China is nie direk betrokke by die konflik nie, maar daar's al hoe meer aanduidings dat hulle tog meer ondersteuning gee, dalk selfs wapentuig gee as wat verwag is. Rusland is 'n ander interessante een. Rusland het afhanklik geword van Iraniese missielverskaffing en veral hulle drones, hulle hommeltuie wat gebruik is in die aanvalle op Oekraïne. Maar nou lyk dit asof daar ook vanuit Rusland bepaalde ondersteuning aan Iran gegee word. En die belangrikste ondersteuning op die stadium is dat Rusland sy satelliettegnologie en sy satellietinligting met Iran deel oor die militêre ontplooiings, die vlootontplooiings van die VSA se magte. Nou dis natuurlik baie belangrik want dit stel jou in staat om jou optrede te beplan, om bepaalde aksies te loods en om baie meer effektief jou teenaanvalle te beplan. Die VSA militêre magte is baie ongelukkig daaroor. Ons het nog nie gesien dat president Trump enigstens daarop reageer nie. Hy het nog nie uitsprake teen Rusland gemaak hieroor nie. Maar daai bondgenootskap word definitief in stand gehou. Ons het gesien dat Lavrov, die buitelandse sakeminister van Rusland, is tans in China en hy's baie hartlik ontvang. President Xi Jinping het weer beklemtoon daar's 'n spesiale verwantskap tussen Rusland en China en dat Rusland en China moet die internasionale stelsel in stand hou en beskerm teen aggressie en bedreigings van ander lande. In hierdie geval natuurlik die VSA wat uitgewys word. As ons kyk na Oekraïne, dan gaan die oorlog voort. Rusland loods nog deurlopend baie groot getalle hommeltuie en missiele en teiken nog steeds die burgerlike infrastruktuur in
Oekraïne. Die doel hiervan natuurlik, maak die lewe moeilik en probeer die Oekraïense bevolking se moraal breek, probeer hulle draai teen hulle eie regering. Tot dusver het dit glad nie gewerk nie, maar daai proses gaan aan. En dis natuurlik ook 'n verswakking van Oekraïne om te kyk of hulle of oorgee, onwaarskynlik, maar ten minste as daar onderhandelinge begin, gaan hulle in 'n swakker posisie wees en dalk meer bereidwillig wees om 'n ooreenkoms op Russiese terme te aanvaar. Ons gaan sien waar dit moet draai. Ek dink wat belangrik is om nie net te kyk na Oekraïne en die oorlog nie, maar wat is besig om Oekraïne te gebeur. En daar was hierdie week 'n paar baie belangrike en interessante ontwikkelinge. Die eerste een daarvan is dat Duitsland en Oekraïne het samesprekings gevoer en Duitsland het hom baie sterk verbind tot die voortgesette en volgehoue ondersteuning van Oekraïne. Nie net polities nie, maar ook in terme van wapentuig en ook in terme van die oorlog. Dis 'n baie belangrike ontwikkeling want Duitsland bly die grootste ekonomiese moondheid, potensieel ook die groter wordende militêre moondheid in Europa. En sonder Duitse ondersteuning gaan Brittanje en Frankryk, die ander groot rolspelers, sukkel om Oekraïne aan te hou ondersteun. Dit gaan ook vir Pole baie moeilik wees om aan te hou om die rol te speel wat hy speel. So dis 'n baie belangrike ontwikkeling. Miskien net 'n laaste opmerking rondom Oekraïne en Europa. Daar was nou 'n verkiesing in Hongarye die naweek. Die sterkman van Hongarye, Orbán, het die verkiesing verloor. En hy was ook 'n uitgesproke bondgenoot van Putin en hy was baie vyandig teenoor Oekraïne gewees. Okay, dis interessant. Ons weet nie wat die nuwe Hongaarse regering gaan doen nie. Die nuwe aangewese regeringsleier Magyar, gaan hy dieselfde lyn, want hy kom ook uit, hy was aanvanklik deel van Orbán se regering, hy het weggebreek daarvan, en hy het, lyk vir my, een belangrike doelwit, en dit is wat breedweg genoem word, die herstel van die demokrasie in Hongarye. Orbán met sy sterkman politiek het 'n baie negatiewe effek gehad op demokratiese instellings. Die regbank wat verpolitiseer is, wat in beheer van die regering gebring is, en 'n klomp ander wat Orbán gesê het, hy wil wat in Engels genoem word 'n illiberal democracy skep. So hy koop die beginsels van demokrasie, maar in terme van sentrale beheer en sy spesifieke party se beheer oor die demokratiese proses. Dit gaan 'n mens moet sien, en dan sekondêr hiertoe gaan Hongarye dieselfde vyandige benadering hê tot Oekraïne. Duidelik gaan Hongarye nie dieselfde vriendelike verhouding met Putin hê nie, want dis waar die demokratiese ondermyning tot 'n groot mate ondersteuning gekry het. Dit het Hongarye se verhoudinge met die Europese Unie geweldig gestrem en baie hulp vanuit die Europese Unie is teruggehou, miljarde euros, en die vraag is of die Europese Unie nou die hulpprosesse gaan makliker maak, gaan oopmaak, of gaan hulle eers wag en kyk wat gebeur. So interessante gebeure wat afspeel in die Europese konteks. Miskien 'n laaste opmerking. Italië wat 'n militêre verdrag met Israel gehad het daai verdrag opgeskort as gevolg van Israel se voortgesette optrede, aanvalle in Libanon op die stadium en die menseregte implikasies daarvan. So die belangrike wat ons hier sien is in Europa is Israel besig om geweldig vinnig grond te verloor en die verhoudinge met Israel is besig om baie negatief te word en daar's 'n baie sterk, ek wil nie sê anti-Israels nie, maar 'n baie kritiese verhouding besig te ontwikkel met Israel in die breër Europese konteks. En wat dit vir ons voorspel is, vorentoe gaan Israel dit baie moeilik vind om ondersteuning te kry in die Europese konteks, dalk selfs later in die VSA, want daar's tekens daarvan. So terwyl die oorlog aangaan, redelike ondersteuning nog, maar na die oorlog gaan Israel hom waarskynlik in 'n baie meer onvriendelike wêreld bevind as wat hy aangewoond geraak het. Ja, dis interessant. Ons sal kyk hoe dit uitspeel, want ja, daar's 'n paar mense wat nou bietjie ongelukkig is met hoe Israel nou hierdie oorlog te aanpak en so voort. Maar dit sal baie interessant wees hoe dit gaan uitspeel. Roland, as ons so bietjie by die internasionale nuus bly, Trump het bietjie 'n paar kontroversiële tipe uitsprake gemaak. Ja, hoe sy posisie nou, veral met hulle verkiesing wat na die einde van die jaar toe beweeg?
Die aanduidings is dat die Republikeine onder al hoe meer druk gaan kom as gevolg van die oorlog waar 'n klomp mense in die VSA krities is of baie onseker is en nie verstaan hoekom hierdie oorlog gebeur het nie. Die dimensie wat nou bykom is dat daar 'n baie groot debat begin om te sê, maar wat het ons bereik met hierdie oorlog? En al hoe meer stemme begin sê, maar alles wat voor die tyd gesê is of met die begin van die oorlog gesê is, niks van daai is bereik nie. Nou president Trump bied natuurlik die antwoord aan dat die VSA die oorlog gewen, Iran is verswak, militêr verslaan en hulle kan eintlik niks doen sonder samewerking met die VSA nie. Nou dis nie die indruk wat 'n mens kry as jy luister na wat die Iranese sê en besig is om te doen nie. En die kritiese punt nou is die sluiting van die straat van Hormuz, die effek wat dit het op oliepryse, op gaspryse, landbou kunsmisstowwe en die koste-effek daarvan reg oor die wêreld, maar ook nou toenemend in die VSA, is besig om ontevredenheid te skep en dit gaan groot druk op die Republikeine plaas in die middeltermynverkiesings in November. Saam met dit is daar al hoe meer vrae rondom wat is besig om met president Trump te gebeur. Die tipe goed wat hy sê, sy uitbarstings wat hy het, wat meer fel raak, wat op 'n punt kom waar baie mense begin sê, maar 'n president tree nie so op nie. En dan al hoe meer waar hy begin om uitsprake te maak rondom sensitief godsdienstige kwessies. En dit strek vanaf uitsprake wat hy maak, waar hy byvoorbeeld onlangs uitsprake gemaak het wat hy afsluit met alle eer aan Allah, daai tipe van uitsprake. Dit gaan nie goed af in mense wat na hierdie konteks kyk nie. Onlangs baie kontroversieel sy aanvalle op die paus en dit moet 'n mens sê, baie mense hier gaan in ons Afrikaanse konteks gaan dit dalk nie heeltemal so begryp nie, maar die paus is 'n geweldige belangrike en invloedryke leier. Die Romeinse kerk is baie groot. Dis biljoene mense wat agter die Romeinse kerk staan en sy aanvalle op die paus is besig om 'n klomp mense te vervreem en dis die belangrike punt. Baie van die Spaanssprekende kiesers in die VSA wat president Trump ondersteun het in die vorige verkiesing is Katolieke. Hulle gaan hom nie ondersteun of sy party ondersteun met hierdie tipe uitsprake nie. Hulle is geweldig geskok en geaffronteer. Sy aanbieding van homself in die konteks van 'n Christusbeeld, alhoewel hy dit probeer wegpraat het, die skade wat hy daarmee doen, saam met sy deurlopende aanvalle op die Romeinse kerk, is besig om sy beeld baie negatief te beïnvloed. En 'n mens gaan moet sien hoe dit in die toekoms gaan uitspeel, maar die een dimensie hiervan wat al hoe duideliker word, is dat daar al hoe meer vrae gevra word, maar wat gaan aan met president Trump? Wat is sy toestand, sy ingesteldheid, wat is sy sin vir oordeel, dat hy hierdie tipe uitsprake maak en aanhou daarmee, en nie wegstap daarvan en dit los nie. So ja, gaan interessant wees om te sien hoe dit in die politiek uitspeel. En dit was heeltemal anders toe hy met sy veldtog eintlik nou voor hy president weer geword het, was hy tog half baie pro-Christen, amper saam met Charlie Kirk, daai tipe beeld wat hy uitgesaai het, en nou sy amper, wat jy nou gepraat het van Allah en al die goed, is nou amper teen dit op 'n manier weer. Ek dink nie mens moet sê teen dit nie. Ek dink wat mense omkrap is dat hy homself aanbied as hy's op hierdie vlak. Hy's 'n Christusfiguur. En dan goed, aan die een kant beledigend teenoor godsdiens in die Midde-Ooste konteks, aan die ander kant bied hy homself aan en hy val die paus aan en die indruk wat hierdie skep by sommige mense is, meneer Trump sien homself as verhewe bo die paus. Nou in die Katolieke konteks is dit onmoontlik, jy kan nie dit doen nie, want dan stel jy jouself letterlik gelyk aan God. Nou in enige Christelike konteks is dit natuurlik 'n baie aanvegbare ding om te doen. So dit gaan 'n effek hê indien hy aanhou hiermee. Ja, en ek dink mens kan nog 'n bietjie met politieke uitsprake, seker tipe goed met die oorlog, daai tipe goed kan 'n mens nog half op 'n manier wegkom, maar as jy emosioneel mense se godsdiens en daai tipe goed begin, hoe kan ek sê, aanraak, dan begin dit nou 'n baie sensitiewe, baie emosionele tipe aspek raak. En dan skep jy konflik en verwydering en dit kan die Republikeine op die stadium nie bekostig nie. So en dis miskien die laaste punt hieroor is dat in die Republikeinse party is daar 'n groot ongemak en daar's al hoe meer stemme wat begin opgaan krities teenoor meneer Trump
en amper op die punt kom waar dit lyk asof daar is dalk 'n split in die Republikeine kom in terme van absolute lojaliteit aan president Trump en ten minste gekwalifiseerde lojaliteit. En dan is daar 'n paar stemme wat begin opgaan teen meneer Trump. Nou hierdie proses kan momentum kry na nadere mense aan die middeltermyn verkiesings kom. As die aanduiding is dat meneer Trump nie die ondersteuning gaan bring wat verwag word nie, gaan kandidaate begin afstand skep met hom en dit kan beteken dat die Republikeine in 'n baie swak posisie is na die verkiesings en dit kan natuurlik meneer Trump se posisie baie ernstig verswak. Ja, ek dink baie mense dink mens praat nou vir of teen 'n persoon en mense kyk maar net nou fisies wat aangaan en wat die persepsie nou eintlik al buite is en half die feite deurgee. Roland, dis weer eens baie interessant. As ons 'n bietjie plaaslik kan kyk wat nou aangaan. Daar's 'n paar goed. Die DA het hulle verkiesing gehad. Ons het die Madlanga kommissie, daar's 'n paar goed wat wel nou gebeur het. As jy vir ons dalk so 'n bietjie kan hoogtepunte gee. Kom ek begin by iets anders, net om die brug te maak tussen binnelands en buitelands en dit is die groot nuus. Ek is een van die mense wat al 'n paar keer hieroor gepraat het. Die groot fout wat ons maak in Suid-Afrika om nie 'n effektiewe ambassadeur en ambassade te hê in Washington nie. Hierdie week skielik kondig president Ramaphosa aan, daar's 'n ambassadeur, aangewese ambassadeur in die persoon van meneer Hofmeyr wat Washington toe gaan en sy taak is om verhoudinge met die VSA te verbeter. Dit is 'n groot taak, dit gaan moeilik wees, maar dit is wat gaan gebeur. Nou dit het geweldige debat ontlok vir en teen meneer Meyer as persoon. Ek dink die basiese argument hier is, hy is waarskynlik so effektief as wat enige mens in daai pos behoort, of hy het alles wat nodig is om die pos te beklee. Hoe effektief hy gaan wees, gaan afhang van die ondersteuning wat hy kry van DIRCO, ons Departement van Internasionale Samewerking, en die amptenare in die departement, en spesifiek die kwaliteit van die amptenare in die ambassade, en dan die toegang wat hy gaan kry in Washington. Nou hy is bekend met Washington, hy het definitief toegang histories en in terme van waar ons vandag is. Hy het geweldige breë ervaring in die politiek op 'n baie hoë vlak, ook in privaat sektor konteks en in die burgerlike samelewing konteks. So 'n mens gaan moet sien wat hy kan regkry. Ek dink die belangrike hiervan is, daar is 'n ambassadeur, hy het die mandaat, hy het die vertroue van die president. Die kwessie nou is hoe vinnig en hoe effektief kan hy vordering maak om beter betrekkinge te skep. Roland, hulle het gepraat van die RNE, dit president het dit net aangekondig. Ja, dit's daar 'n bietjie kontroversie daaroor. Nog steeds 'n brandpunt is dat die ANC hanteer buitelandse sake, buitelandse beleid as sy eie en die effek, en dis die beskuldiging wat gemaak word, is dit is die buitelandse beleid van die ANC elite. Dis nie Suid-Afrika se buitelandse beleid nie. Die belangrikheid van meneer Meyer is dat hy is die verteenwoordiger van Suid-Afrika. Alhoewel hy 'n regeringsaanstelling is, dis regerings tot regering betrekkinge, hy is nie 'n ANC afgevaardigde nie. En ek het die vertroue dat hy nie gaan optree as 'n ANC mondstuk nie, maar as 'n ambassadeur vir Suid-Afrika. En in daai konteks behoort dit dan ten minste 'n basis te lê vir beter betrekkinge vorentoe. Gaan moeilik wees, die Trump Withuis administrasie is nie Suid-Afrika goedgesind nie, maar hier is dalk 'n manier om daai gesindhede te begin beïnvloed en te begin verander. Roland, wat dink jy is die ja, ek wil so nog vir een vraag rondom dit vra, want wat dink jy was die Ramaphosa se motivering om verhoef spesifiek aan te stel? Ek weet nie wat die spesifieke rede is nie, maar kom ons spekuleer 'n bietjie. Ek dink een van die goed is dat al die aanstellings wat hy tot dusver gemaak het, was 'n mislukking. Hulle is of teruggestuur of dis nie aanvaar nie, hulle kry nie toegang nie. Die amptenaarskorps is geweldig uitgedun, 'n klomp van die amptenare is teruggestuur Suid-Afrika toe. So en ons sien dat hier is nou 'n ambassadeur van die VSA, Boesel in Suid-Afrika, baie positief. Ja, hy het een of twee foute gemaak, baie positief. Dit klink vir my of hy baie moeite doen om met die regering, met DIRCO te praat en daar's baie goeie terugvoer wat 'n mens hoor omdat hy regtig probeer om die verhoudinge te verbeter. Die leemte hier is dat ons het nie 'n soortgelyke persoon in Washington nie. En ek dink dit was een van die groot dryfvere, die besef dat ons kan nie hierdie proses dryf vanuit Pretoria as ons nie iemand in Washington het wat skakeling kan doen,
wat die netwerke weer kan ontwikkel en wat toegang kan beding vir Suid-Afrika nie. Die tweede rede, baie ANC mense wat normaalweg aanvaar sal word as ambassadeurs, het president Ramaphosa waarskynlik besef, hy gaan hulle nie aangestel kry nie. Daar's geweldige sensitiwiteit en kritiek in die Trump-administrasie teenoor die ANC. Nou meneer Meyer is nie onbekend in die ANC nie, maar ek dink die feit dat hy nie 'n tradisionele ANC-politikus is nie, en dat hy die vertroue het van die president. Hulle het histories 'n baie goeie verhouding. So dit is waarskynlik in meneer Ramaphosa se besluitneming die veiligste, beste aanstelling wat hy kon maak. En ja, mens moet nou maar sien wat gebeur in die praktyk wanneer meneer Meyer nou begin met sy werksaamhede daar. Jy dink dit was dan 'n goeie aanstelling as ons nou alles in ag geneem? Ek dink dis so goed as wat ons op die stadium in Suid-Afrika kan maak. Ek is baie bly dis nie nog 'n korrupte politikus wat sy aftreepakket kry as ambassadeur nie. Want ek dink jy oor sê gaan vakansie hou, nie? Ja, die een beskuldiging wat ons nie teen meneer Meyer kan maak nie is dat hy 'n korrupte ANC minister is wat 'n aftreepakket kry iewers tot sy tyd verby is. Ja, so ons gaan dit is eintlik met 'n doel gedoen en ons kan eintlik bietjie vordering sien en alles. En dis maar eintlik net al wat ons wil hê. Kyk, daar's baie ander mense wat ook oorweeg kon word. En daar's redes hoekom jy mense aanstel en nie aanstel nie. So my gevoel op die stadium is, ons weet nie of dit gaan werk nie, maar dit is so goed as dat ons kan begin op die stadium. Kom ons kyk hoe dit loop en waar eindig dit. Roland, sopas die nuus uitgekom, Julius Malema 5 jaar tronkstraf, hy is nou skuldig bevind natuurlik, of sy vonnis is nou opgelê. Wat is die implikasies vir hom nou, sy politieke loopbaan vorentoe vir die EFF? Wat dink jy sy implikasies vorentoe? Goed, ek dink daar's 'n paar belangrike aspekte. Die eerste is dat hy op 5 klagte skuldig bevind. Op die eerste klag 5 jaar tronkstraf en dan die ander klagte op beboetes van tot R60,000, maar die vonnisse is gelyklopend. So dit beteken effektief 5 jaar tronkstraf en soos wat ek verstaan uit dit wat ons tot dusver weet, sonder die keuse van 'n boete. Dit beteken hy mag nie meer 'n parlementslid wees nie. So die EFF se leier word uit die parlement uitverwyder, moet tronk toe gaan op 'n baie moeilike tyd vir die party. Die party presteer nie goed nie, die steun van die party is besig om te daal en daar's baie spanning binne die EFF, maar ook tussen die EFF en alliansievennote soos die ANC. Daar's 'n paar plekke wat hulle saamwerk, maar dit gaan nie baie goed nie. Op die vlak byvoorbeeld in Gauteng, op die vlak van Lesofie as premier met die EFF, maar Ekurhuleni byvoorbeeld is hulle uitgeskop uit die koalisie uit in terme van dit wat hulle gehad het. So moeilike tyd vir die party. Ek verwag wat nou sal gebeur is onmiddellike aansoek om te appeleer, wat beteken die vonnis word nie onmiddellik in werking gestel nie, tensy daai aansoek om te appeleer onmiddellik van die hand gewys word. Ek dink dit is onwaarskynlik, dit sal die regsmense vir ons moet aandui. My verwagting is, en ons het dit gesien die afgelope tyd, is dat Malema gebruik hierdie om die party polities te posisioneer, homself posisies te moet posisioneer, 'n bietjie as 'n martelaar uit te beeld, dat die regstelsel diskrimineer teen hom. Daar's ook 'n rassedimensie wat hy inbring. Ek weet nie of hy daarmee gaan voortgaan nie, maar hy gaan sekerlik die vonnis gebruik om sy eie beeld en die van die party te probeer vestig, sterker maak. En die waarskynlike benadering is, en ons het dit gesien by hoe Zuma hierdie sake gebruik, is om homself as 'n slagoffer uit te beeld en homself as 'n martelaar uit te beeld, soos wat ander groot leiers in die verlede was. Indien daar 'n appel is, dan natuurlik gaan ons deur daai proses moet gaan. Dit gaan 'n lang proses wees. So hierdie gaan nie gou ophou nie, soos ek sê, tensy die idee van 'n appel onmiddellik verwerp word. Die belangrike is, en miskien die laaste opmerking net, die uitspraak van die landdros in die saak was om te sê, sy vonnis meneer Malema as persoon, sy vonnis nie die EFF nie, baie duidelik, hierdie het niks met politiek te doen nie. Dit het met 'n oortreding van die wet te doen, en dit het met 'n oortreding te doen wat willens en wetens begaan is deur meneer Malema. So die landdros is sensitief vir die politiek en probeer om die politieke argumente onmiddellik te besweer en plaas die verantwoordelikheid op die persoon wat die oortreding begaan het. So dis 'n interessante dimensie. Ons gaan moet sien of meneer Malema die verpolitiseringspad gaan loop en of hy eerder gaan terughou
Want dit kan die advies wees wat hy kry. As jy dit verpolitiseer, maak jy jou saak, jou kans op 'n appel baie moeilik. Los dit en vat die pad van appel en intussen gaan jy aan met jou rol as leier van die party. Dit is waarskynlik wat op die kort termyn gaan gebeur. Want ja, as ek nou dink aan die EFF en die MK ook, dan dink 'n mens aan een persoon amper. Jy dink aan Malema of jy dink aan Zuma by die MK. So dis so die EFF is so nouliks gekoppel aan Malema. En wat jy ook nog gesê het, so dit kan nou regtig die EFF as 'n resultaat dan ook nou baie negatief beïnvloed na die einde van die jaar toe. Wat jou mening daarop? Definitief, omdat meneer Malema homself sentraal geplaas het en eintlik as die enigste verwysingspunt binne die party geplaas het. Die ander persone wat as potensiële leiers saam met hom kon optree, selfs by hom oorneem, het hy uit die party uitgedryf. Ons dink aan Floyd Shivambu en ander wat doeteenvoudig uit die party uit is, want hulle kon nie met hom saamwerk en met sy sensitiwiteit oor kompetisie of die moontlikheid van kompetisie wat hy as 'n bedreiging gesien het en die feit dat hy die dominante persoon is en die party eintlik om sy persoon gebou is en hy daai probeer versterk om homself te verskans. Nou in so 'n situasie waar jy nou kom, tel dit teen die party. Dis onduidelik of daar sterk genoeg leierskap gaan wees om die party momentum te gee om hierdie te oorkom en voort te gaan effektief as 'n party en of dit eintlik maar 'n party is wat nou as gevolg van sy persoonlike identiteit maar so bietjie vir bietjie begin verder agteruit gaan hierdie proses en dis wat ons gesien het, hierdie proses kan dit natuurlik versnel. So 'n baie moeilike tyd vir die EFF as 'n politieke party. Roland, maar gaan hy dan nou moet uittreë uit die parlement uit eintlik dan nou maar hy hoef nie noodwendig uit die EFF se leierskap uit te tree nie. Hy kan die EFF leier bly, maar jy kan nie in die parlement dien as jy die vonnis gekry het sonder keuse van 'n boete nie. Dan is jy nie 'n parlementslid nie. So dit kan beteken dat hy uit die parlement moet uittreë en dit kan beteken dat hy nie verder kan aangaan as parlementslid nie. Maar partyleierskap, dit gaan hy moet besluit en dit gaan die party moet besluit hoe hulle dit gaan hanteer. Die ander belangrike kwessie, miskien die DA-kongres, ons het verlede week daarna verwys. En nou kan mens terugkyk daarna. Ek dink die belangrike ding is, ons het gepraat van 'n generasieverskywing. Ons het dit gesien die naweek in die DA by die kongres. Die hele topsleierskap van die party is 45 jaar en jonger, ek dink met een uitsondering, wat 50 jaar oud is. So dis 'n baie jong leierskap. Dis die party met by verre die jongste leierskap in Suid-Afrika. Nou party mense kan daar krities daarna kyk en sê, jy het ouer koelkoppe nodig. Daai mense is in die DA, hulle het die leierskapsposisies ontruim, hulle is nog steeds in die party, is met ander goed besig. Mens dink aan Helen Zille, mens dink aan Ivan Meyer, John Steenhuisen selfs. So dis nie asof daai mense wegstap van die party nie. Wat ons wel sien met die jonger leiers is bietjie van 'n ander uitkyk, hopelik en waarskynlik vir die party 'n herposisionering, want ons het gesien nou histories het die DA plafon bereik en hulle kan nie deurbreek nie. En dit gaan oor persepsies van die partyleierskap en die party se beleid. So hier's 'n geleentheid vir jonger leiers wat 'n bietjie anders kan kyk, om te sien of hulle die party kan anders posisioneer, sonder om weg te stap van sy primêre magsbasis, maar om daai verkiesingsdeurbraak te maak wat meningsopnames aandui. En ek dink dis die belangrike punt. Die meningsopnames dui 'n baie hoër vlak van steun aan as wat die party realiseer wanneer dit by verkiesings kom. En dit gaan oor persepsies en verwagtinge en vrese teenoor die party. So ons gaan moet sien, hierdie jong leierskap kan anders wees sonder om die party te vervreem van sy magsbasis. Groot uitdaging, laaste punt hieroor, ons moet onthou die groot meerderheid kiesers in Suid-Afrika word geklassifiseer as jonk en hierdie leierskap het waarskynlik 'n beter kans om daai jong kiesers te bereik en te aktiveer as 'n ouer leierskorps. Ons gaan moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar die DA, sorry vir die rede daar, hulle DA het tog 'n moeilike, veral in Suid-Afrikaanse konteks, want hulle moet tradisioneel links, regs, hulle is, kom ons sê, baie meer in die middel, maar hulle moet baie mense amper te vrede probeer stel wat uiteenlopende denke het. Die uitdaging vir die DA is, dis by verre die mees diverse politieke party in Suid-Afrika.
En dis 'n groot kuns om daai diversiteit bymekaar te hou sonder om enige iemand te laat voel hulle word of gebruik of hulle word nie geag nie. Hulle is nie deel van die besluitneming nie. En ons sien daai debat, byvoorbeeld die debat wat nou gevoer word rondom breinmense wat sê maar die DA leierskap het hulle rug op ons gekeer. Ons is nie verteenwoordig nie. Nou dis 'n debatteerbare punt, maar dit is een van die persepsies. Die groot uitdaging is om meer steun te kry waar die meeste kiesers lê. En dis nie swart kiesers in Suid-Afrika. So die uitdaging is om 'n deurbraak te maak sonder om jou magsbasis te verdeel. Aan die ander kant is die DA ook die teiken van omtrent al die klein politieke partye wat stemme soek. Want die enigste plek waar hulle dit kan kry is by die DA. Wat die DA moeilik maak is die diversiteit. Die PA teiken 'n spesifieke groep kiesers. En hy praat net met hulle, hy gee nie om oor die ander nie. Die DA kan nie dit doen nie, want dan vervreem hy ander kiesers. So dis 'n moeilike taak, dis 'n baie meer komplekse party. Maar as ons gaan kyk na die leierskap, die aanbied van die Kongres, ek was nou 'n waarnemer by die Kongres, hoe dit verloop het. Dis 'n absolute voorbeeld van hoe 'n party behoort te funksioneer. Tyd, betyds, gesindhede van mense, die sake wat bespreek is op 'n ordelike manier, maar tog duidelike en goeie debatte. So ja, 'n party wat ongeag jou ondersteuning of nie van die party, dit skep 'n baie goeie beeld van hoe 'n party in Suid-Afrika behoort te funksioneer. Ja, Roland, as ons dan so vinnig die Mlanga kommissie, ek weet ons het net so vinnige opsomming rondom dit wat nou daar uitkom. Ek weet jy het gepraat van eThekwini het nou alweer in die nuus ingekom. Ja, belangrik, die Mlanga kommissie gaan aan al hoe meer bewyse van korrupsie. Ons het gepraat oor wat in Tshwane gebeur en dan gebeur iets in Ekurhuleni wat nou baie aan die nuus was. Nog 'n amptenaar wat doodgeskiet word en die bewering is dat dis 'n amptenaar wat korrupsie aan die lig stel en baie vinnig is daai persoon doodgeskiet. En die vraag wat gevra word is, maar hoe ver moet hierdie nog aangaan? Hoeveel mense moet nog met hulle lewens boet omdat hulle korrupsie aan die kaak stel en daar gebeur niks, daai korrupsie lyk nie of dit die aandag kry en deurbrake word nie gemaak in terme van ondersoeke en arrestasies nie. Daar was 'n hele klomp sulke hoë profiel sake die afgelope jaar en 'n half van mense wat doodgeskiet is. Mlanga het aandag daaraan gegee. Daar's nuwe wetgewing vir die parlement om vletjieblassers te beskerm, maar die proses van mense wat geëlimineer word, gaan net eenvoudig aan. Wat dit vir ons sê is, daar's 'n onvermoë in die regering, daar's 'n onvermoë in die polisie, dalk 'n mate van onwilligheid. Ek dink nie mense moet dit uitskakel nie. En dan die risiko vir amptenare wat eerlik is, word net groter en groter. Die vraag is, hoe ver moet hierdie gaan voor daar daadwerklik opgetree gaan word? En die Mlanga kommissie kan 'n rol speel, maar dit gaan nog tyd vat. Daar's definitief ongelooflike groot probleme in plaaslike regering met korrupsie en die hantering van korrupsie en dit lyk nie of ons vordering maak verby die punt wat dit bekend word en dan gebeur daar nie eintlik verder iets nie. Roland, as daar nou iets gedoen word fisies van die polisie af of onwilligheid en die korrupsie is in elk geval in die polisie, so mense weet nie of hulle van dit wil dit in elk geval nie doen nie. Of soos hierdie ondersoeke nou uitkom nie, gaan die kiesers eintlik by die stembus aan die einde van die jaar vir ons verandering forceer amper, kan ek sê. Weet wat skrikwekkend is ons lees hierdie week dat daar 'n groep polisiemanne van die teen korrupsie eenheid gearresteer is of van die misdaad intelligensie gearresteer is, want hulle was by 'n roof betrokke vir steel van sigarette en 'n trok by 'n maatskappy se perseel. Maar as die mense wat georganiseerde misdaad moet ondersoek en verhoed, betrokke is op hierdie vlak daarby, dan voorspel dit niks goed nie. En dis hoekom mense vertroue verloor in die polisie, maar ook vertroue verloor in die regering. En dit kan 'n effek hê by 'n verkiesing. Ek wil sê dit behoort 'n effek te hê by 'n verkiesing, want dit maak nie sin om dieselfde regerings te verkies op plaaslike vlak as op hierdie plaaslike vlak. Is hierdie verrotting so diep en so ingebed in die struktuur en onthou dit sluit die politieke partye en die amptenaarskorps in. Dit moet op een of ander manier baie vinnig en baie meer effektief beveg word.
Op die stadium lyk dit nie of die polisie die vermoë het en dan sê ek weer in sommige opsigte dalk die wil het om hierdie oorlog, want dis 'n oorlog, om dit aan te pak en te beveg nie. Ja, want jy in van die gevalle gaan jy jouself moet ondersoek as jy deel is van die korrupsie en jy moet dit ondersoek. So dit is 'n groot probleem. En dis deel van die probleem, is juist die vraag wat gevra word oor die eenhede, die spesialis-eenhede teen georganiseerde misdaad, misdaadintelligensie, en al hoe meer sien ons dat reg deur die stelsel tot op die hoogste vlak is hierdie mense ten diepste betrokke by die korrupsie. Nou wie ondersoek hierdie sake dan en wie hanteer dit? En dit lê natuurlik teen grondslag van die beskuldigings van generaal Mkhwanazi, dat die polisie so korrup is want die polisie is deel van die korrupsie. Nou, 'n mens gaan moet sien hoe hierdie ding vorentoe kan uitspeel. En of hierdie Middellandse kommissie enigstens tande gaan hê om iets te doen, of is dit nie net 'n kommissie nie, gaan dit nie Die kommissie het nie vermoë. Die groot ding is, na die kommissie gaan die regering moet begin optree. En dis waar die vraag lê. Gaan dit die ANC wees of gaan dit die regering van nasionale eenheid wees, of gaan dit wees die ANC moet uit die kussings gelig word voordat iets gaan gebeur? En hier wil ek noem, die nuwe minister of die waarnemende minister van polisie maak uitsprake, maar hy is eintlik baie stil as ons kyk na die omvang van die probleem. Nou mens weet nie of hy versigtig is om te praat polities en of hy versigtig is om te praat omdat hy nie wil weggee wat hulle besig is om te doen nie. Dit is moeilik om te bepaal, maar die regering is heeltemal te stil en te versigtig in die hantering van hierdie kwessie. Roland, baie dankie. Jessie, weer eens 'n hoogtepunt vir my week om met jou te gesels, om net so 'n bietjie al die hoogtepunte wêreldwyd plaaslik te kry. En ja, dankie dat jy so goeie werk vir ons doen en ons almal ingelig hou. So baie dankie vir jou tyd vandag. Ja, Johnny, is 'n plesier, altyd lekker om te gesels.